Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ons het 'n allegaartjie hierdie week. Ek gaan probeer om oor dinge op trend op elke kontinent te gesels, nie heeltemal nie, maar ons gaan gesels oor die verkiesing wat Dinsdag in Amerika plaasgevind het, onlangse verkiesings in Afrika, verskeie Afrika lande. Ons gaan praat oor die Duitse kanselier wat skielik wil hê dat Syriërs, omtrent 1 miljoen van hulle wat in Duitsland woon, moet teruggaan na Syrië, 75 jaar nadat die Chinese Tibet beset het. Ons praat oor ander sake ook in die VSA, soos die saak in die federale Hooggeregshof oor president Donald Trump se invoertariewe, en dan natuurlik net so iets oor die Nederlandse verkiesing wat natuurlik nou al meer as 'n week gelede plaasgevind het en waar daar onderhandelinge aan die gang is. So 'n lekker vol program hierdie week, so 'n bietjie van 'n blik op die grootste internasionale nuus van die afgelope paar dae. Nou ja, ons spring weg met die nuutste oor die Nederlandse verkiesing. Ons het baie daaroor al gesels die afgelope tyd hier op Wêreldwys, ook op ander programme en ook op ander plekke, maar dit is tog belangrik en tog relevant, want daar's baie verkeerde persepsies oor presies wat in die Nederlandse verkiesing gebeur het. Was daar nou 'n verskuiwing na links? Dit is die algemene persepsie wat veral in die media gewek is. Daar's hierdie idee dat die feit dat die groot regse Party voor die Vryheid 11 setels verloor het, dat die meer links-progressiewe D66 baie setels bygewen het en dat die twee eintlik gelykop geëindig het, beteken nou 'n verskuiwing na links. Dis natuurlik nie waar nie. Daar was eenvoudig 'n verskuiwing tussen regse partye. Met ander woorde, ja, die PVV is gestraf vir sy onttrekking uit die koalisieregering, maar sy setels het gegaan na Forum vir Demokrasie wat selfs 'n meer regse party is, en ja 21 wat byna ook so reg soos die PVV is. So 'n bietjie 'n rondverskuiwing tussen partye. Dieselfde in die sentrum van die Amerikaanse politiek. NSC, die nuwe sosiale kontrak, 'n party in die middel, sy kiesers het gegaan na ander partye in die sentrum, soos die Christen-Demokratiese Appel en een of twee ander partye. En aan die linkerkant van die politieke spektrum het linkse partye byna almal setels verloor en afgestaan aan D66, wat dan nou natuurlik die party is wat baie setels gewen het en wat op 26 setels saam met die PVV eerste geëindig het. Maar dit is baie belangrik om te besef dat 26 setels in 'n land waar daar 150 setels in die parlement is, nie 'n reuse oorwinning is nie. Om die waarheid te sê, ek het vroeër hierdie week 'n bietjie teruggegaan en letterlik na die afgelope meer as 100 jaar se verkiesings in Nederland gaan kyk, en daar was nog nooit in hierdie 120-130 jaar 'n verkiesing waar die party wat eerste geëindig het minder as 30 setels gewen het. Gewoonlik meestal meer as 40 setels gewees. D66 het net 26 setels gewen. Geen reuse oorwinning nie. 'n baie klein, flouerige mandaat, en dan om by 'n meerderheid uit te kom van 76 setels, beteken dat hulle moet nog 50 setels ergens by ander partye gaan kry. Die mees logiese koalisieregering in Nederland sal 'n sentrumregse koalisieregering wees. D66 wat progressief is op ekonomie, bietjie meer klassiek liberaal. Mens sou kon sê hulle staan aan die linkerkant van die politieke spektrum, maar as hulle saamwerk met sentrumregse partye, dan gaan hulle waarskynlik die beste kans staan om 'n koalisieregering saam te stel. Nou goed, daar's hierdie week 'n sogenaamde verkenner aangestel. Dis iemand wat uit die D66 kom in die verlede, 'n parlementslid van die party was, en hy moet nou met al 15 politieke partye wat setels gewen het, se leiers vergader en praat oor moontlike koalisie. Ek vermoed nie dat daar binnekort groot vordering gemaak sal word. Die volgende week, baie belangrik, word 'n tydelike voorsitter van die Nederlandse parlement, van die Tweede Kamer der Staten-Generaal aangewys. Die afgelope 2 jaar was Martin Bosma natuurlik die voorsitter, uitstekende voorsitter, iemand wat baie lank ondervoorsitter was. Hy is van die PVV en 'n mens kan gerus hoop dat hy verkies sal word tot nog 'n termyn. Maar volgende week is net 'n tydelike voorsitter. Die verkiesing van die permanente voorsitter sal eers later hierdie maand plaasvind. Ek sal julle op hoogte hou van vordering met hierdie hele proses van koalisieonderhandelinge, alles wat daarmee saamgaan. Dit is net 'n opsomming van waar ons nou staan met die hele naderdraai van die Nederlandse verkiesing.
Volgende op ons agenda is die Amerikaanse verkiesing wat Dinsdag plaasgevind het. Baie mense verstaan nie altyd hoe werk Amerikaanse verkiesings nie. Nou die eerste ding is dat daar elke jaar op die eerste Dinsdag na die eerste maandag in November 'n verkiesing in Amerika plaasvind. Elke 4 jaar is dit natuurlik 'n presidentsverkiesing, maar daar vind ook verkiesings vir baie ander poste plaas. Dis altyd 'n lang stembrief. Elke tweede jaar is daar die middeltermynverkiesing. Dit gaan ons volgende jaar hê. Dan word daar alle kongreslede verkies, alle lede van die Huis van Verteenwoordigers. Kyk, hulle dien net 'n 2 jaar termyn en 'n derde van die Senaat. In die Senaat dien mense natuurlik 'n 6 jaar termyn uit. So daar word senatore word minder gereeld herkies, maar daar's 'n klomp ander posisies wat verkies word. Vanjaar is die sogenaamde afjaarverkiesing. So dit het vanjaar plaasgevind en dit sal in 2029 weer plaasvind. Die afjaarverkiesing is die jaar na 'n presidentsverkiesing en dit is dan 'n verkiesing wat waarop minder gefokus word. Nee, daar's minder belangrike posisies wat gevul moet word. Maar dit maak dit nie minder belangrik in terme van tendense en sekere waarnemings nie. Die afgelope Dinsdag was daar veral 'n fokus op die verkiesing van 'n burgemeester in New York, maar daar is ook burgemeesters verkies vir talle ander groot stede, van Boston en Detroit in die noorde. Ek dink aan Atlanta in die suide, Miami in Florida, baie belangrike stad, Minneapolis in Minnesota, Helena in Montana, jy kan aanhou. Eintlik reg oor Amerika is burgemeesters Dinsdag verkies. Dan was daar 2 gouverneursverkiesings, New Jersey en Virginia, 2 state waar Kamala Harris verlede jaar gewen het, 2 state wat dus meer oorhel na die Demokrate, maar in Virginia was daar tot nou baie gewilde Republikeinse gouverneur en die Republikeine het tog gehoop dat hulle 'n kans sou staan om dalk daar te wen. Selfs in New Jersey waar die Republikein op 'n tydstip met net 1 of 2% agter die Demokraat in peilings was. Nou, die teenoorgestelde het Dinsdag gebeur. Ons moet baie eerlik wees, groot oorwinning vir die Demokrate. Die Demokrate het eintlik byna in elke deelstaat waar daar een of ander verkiesing was, beter gedoen as verwag en beter gedoen as wat die peilings voorspel het. Dit is bietjie anders as wat ons meestal in Amerikaanse verkiesings sien. In New Jersey en Virginia het die Demokrate die gouverneursverkiesings gewen, beter as wat peilings voorspel het, beter as wat die verwagting was. In Virginia het Demokrate selfs 14 setels in die plaaslike wetgewer by Republikeine afgeneem. Dit is 'n groot nederlaag vir die Republikeine. In Pennsylvania is 3 regters in die deelstaat se hoogste hof herkies. Hierdie regters is almal Demokrate. Die Demokrate het daar 'n meerderheid tans in die hof en hulle het gewen met 22% meer stemme, meerderheidsstemme. So ook 'n reuse oorwinning. En nou ja, so kan mense dit neem. In Georgia Demokrate gewen. Dit was eintlik redelik dwars deur die bank die geval. In Kalifornië het die deelstaat se gouverneur 'n vraag gestel aan kiesers en dit was om 'n nuwe kaart waar volgens distrikte ingedeel word en ook die Huis van Verteenwoordigers dan verkies word te aanvaar. Groot meerderheid van kiesers het in gunste daarvan gestem. Dit beteken dat Republikeine soveel as 5 setels in Kalifornië kan verloor. Nou, Republikeine is nie min in Kalifornië nie. Ons verstaan dit dikwels verkeerd. Byna 40% van mense in Kalifornië stem dikwels vir Republikeinse presidentskandidaate. Maar die Demokrate het natuurlik 'n reuse meerderheid in die plaaslike wetgewer sowel as in die Amerikaanse Kongres vir posisies wat dan nou uit Kalifornië verkies word. Hierdie gaan dit laat toeneem en dit volg nadat Republikeine die afgelope paar maande kaarte herteken het in deelstate soos Texas dan veral wat belangrik was, maar ook North Carolina en enkele ander state waar ons dieselfde tendens gesien het. So ja, groot oorwinning vir Demokrate. Hoekom? Beter deelname. Demokrate het gaan stem, Republikeine het in 'n baie laer persentasie gaan stem en dit het te maak daarmee dat Donald Trump nie op die stembus was nie. Ek dink dit is 'n uitdaging vir die Republikeine om in die post-Trump era hulle kiesers by die stembus te kry. Verlede jaar het ons gesien, mense gaan stem vir Trump. In baie deelstate verlede jaar het kiesers selfs op 'n stembrief, ek het dit in Michigan gesien, vir Trump gestem, maar dan in die senaatsverkiesing net glad nie gestem nie. So dit is 'n
uitdaging vir die Republikeine. Trump nie op die stembrief is nie, om hulle kiesers daar te kry. Dit het baie verander. Ek onthou nog in 2004, toe ek in Amerika was, waar die Republikeinse party 'n hoër middelklas party was. Nou dit verander. Die Republikeinse party word gedomeineer deur werkersklas, laer middelklas kiesers. Dis mense wat tipies nie gaan stem as hulle nie regtig aangemoedig word nie. Die Republikeinse party is swakker georganiseer. Hulle het nie die soort van strukture op grondvlak wat die demokrate het nie. Ons het dit Dinsdag gesien. En dan die verkiesing natuurlik vir burgemeester in New York. Dit was baie belangrik. Almal se oë, die wêreld se oë was daarop gefokus. Zoran Mamdani, sosialis, radikaal links, 'n moslem, is verkies tot New York se nuwe burgemeester. Hy het 50% van die stemme gekry. Sy opponent, belangrikste Andrew Cuomo, ook 'n demokraat, meer as 40% van die stemme. Die Republikein het heeltemal uitgesak en uiteindelik baie min van die stemme op hom verenig. Mamdani het waarskynlik of voel hy het 'n maklike mandaat gekry. Die toets lê voor. Hy wil radikale transformasie implementeer in New York, hoër belastings, baie meer regeringsdienste. Dit in 'n stad wat reeds finansiëel onder druk verkeer, stad wat se bevolking besig is om af te neem, 'n stad wat waarskynlik in 'n gespanne verhouding met die federale regering ten minste vir die volgende 3 jaar gaan staan. So, ons sal maar sien hoe gaan dit met Mamdani oor die volgende jaar of 2, 3. Ek dink nie dit gaan so maklik wees vir hom om daardie mandaat uit te voer wat hy dink hy graag wil uitvoer nie. Mamdani se verkiesing is egter wel 'n geskenk vir die Republikeinse party en vir Trump. En die vraag is, gaan hulle daarop kan kapitaliseer? Gaan hulle daarin slaag om nie net kommunis te skree nie, maar gaan hulle daarin slaag om werklik waar vir Amerikaners te sê, hier is die keuse. Die keuse is hierdie soort van radikale denke van Mamdani, iets wat Amerika reeds vir 250 jaar verwerp, of die idees waarvoor die Republikeinse party staan. Ek dink dis deel van Dinsdag se mislukking, nie net in New York nie, regdeur Amerika, is dat Republikeine sukkel om 'n duidelike boodskap te verpak, hulle idees te verpak en dit aan Amerikaners te gaan verkoop. En my laaste punt oor die Amerikaanse verkiesing is, dit gaan oor die ekonomie. Keer op keer gaan dit oor die ekonomie. Verlede jaar het Amerikaners teen Joe Biden en Kamala Harris gestem, omdat hulle nie vertroue gehad het in die demokrate om die Amerikaanse ekonomie op die regte pad te plaas nie. Trump het reuse suksesse behaal die afgelope 9 maande met grensbeheer, deportasies, buitelandse beleid, maar die vraag is, slaag hy en die Republikeine om die ekonomie te verbeter, lewenskoste onder beheer te kry, inflasie af te kry, seker te maak mense se inkomste styg en dat Amerikaners voel dat dit beter gaan met hulle. Op hierdie stadium lyk dit nie so nie. Die peilings wys minder en minder Amerikaners is oortuig daarvan dat Trump in terme van die ekonomie slaag. Dit gaan die groot toets wees vir die volgende paar maande in aanloop tot volgende jaar se middeltermyn verkiesing. Rooi ligte het Dinsdag aand aangegaan vir die Republikeine en die vraag is, gaan hulle die regte dinge kan doen voor volgende jaar November se verkiesing? Anders is daar 'n wesenlike risiko dat hulle beheer oor die Huis van Verteenwoordigers, dalk selfs die Senaat kan verloor. Nou ja, dis nie net in Nederland en Amerika waar daar die afgelope tyd gestem is nie. Hier op ons eie Afrika-kontinent was daar verskeie verkiesings gewees, maar ag aarde tog, wat 'n totale teleurstelling. Land na land, 'n mens kan gaan kyk na Kameroen, jy kan gaan kyk na die Ivoorkus, Tanzanië, al hierdie lande waar daar die afgelope paar weke gestem is, daar's ook enkele verkiesings wat nog voor lê, lande soos Guinea-Bissau en so aan vir die res van die jaar. In al hierdie gevalle is daar duidelik 'n agteruitgang in demokrasie. Stokou presidente wat staan om weer verkies te word. In Kameroen, Paul Biya, hy regeer al vir 43 jaar. Hy is 92 jaar oud. Ek dink hy is die oudste staatshoof in die wêreld. Ek is redelik seker daarvan. Paul Biya wat herkies is tot nog 'n termyn in Kameroen. Hulle het natuurlik weer die oppositie uitgeknikker in die Ivoorkus, dieselfde gebeur. Alassane Ouattara
83 jaar oud. Hy is herkies nadat oppositiekandidaate nie kon deelneem nie. In Tanzanië, heel wat nader aan ons, deel van die suidelike Afrika gemeenskap. Dieselfde wat gebeur is, die president daar, Suluhu Hassan, sy is herkies tot nog 'n termyn as president, maar dit nadat die twee hoofoppositiekandidaate nie op die stembrief was nie. Chaos in al die lande, ons het geweld gesien, die oppositie in Tanzanië sê honderde mense is dood, die amptelike syfers wys minder as 100, omtrent by 70, maar die oppositiepartye sê dat daar honderde mense dood is toe die polisie op hulle begin losbrand het. Nou dieselfde het gebeur in Kameroen, ernstige geweld in Kameroen, dus onderdruk met nog meer geweld daar. Dit veroorsaak natuurlik in hierdie lande wesenlike probleme. Dis nie net 'n verlies in vertroue in die demokrasie nie. Dit is nie net 'n verlies in die vertroue in die stelsel nie, want ons sien veral jong mense wat voel dat die stelsel lewer natuurlik nie vir hulle resultate nie, maar dit het uiteindelik natuurlik ook reuse ekonomiese gevolge met beleggings wat afneem, handel wat afneem, en dit is 'n groot probleem tans in Afrika. Daar is nou al vir die laaste paar jaar 'n verswakking in demokrasie reg deur Afrika, en ek dink dit het vanjaar ernstig verdiep die afgelope paar weke, wesenlik met die verkiesings ten minste in hierdie 3 lande, maar ook verskeie ander lande, en dit op 'n kontinent waar ons tans nie net 'n agteruitgang in demokrasie sien nie, maar ook 'n geweldige toename in konflik. Ons het die afgelope paar weke gesien die chaos in Sudan, veral in Darfur waar die weermag onttrek het, waar die Rapid Support Forces, wat 'n Arabiese militante groep is, beheer oorgeneem het, en nou sien ons vir die eerste keer eintlik die internasionale media en organisasies sê, gits, maar wat het die afgelope 2,5 jaar in Sudan gebeur? 'n Volksmoord. 200,000 mense waarskynlik wat dood is in Sudan in 2,5 jaar. Net in die afgelope week en 'n half, duisende mense in El Fasher, in Darfur, wat voor die voet afgemaai is, doodgeskiet is, vlugtelinge wat tereggestel is, mense wat verhale vertel van hoe hulle die afgelope maande in daardie stad van grondboontjie doppe geleef het, omdat dit gebruik is om kos vir diere te produseer. Ja, tragiese verhale van wat daar plaasvind. Terwyl ons dus 'n toename sien in ernstige oorloë, ernstige konflik, 'n toename in terreur wat versprei vanuit die Sahelstreek in Noord-Afrika stelselmatig na meer en meer lande in Afrika, is dit sleg dat daar in demokratiese lande in Afrika ook 'n duidelike agteruitgang in die demokrasie is. In ons eie streek definitief moet ons bekommerd wees oor Tanzanië. Dit wat daar gebeur het is baie sleg, maar ja, ons het onlangs gesien wat het gebeur in Mauritius, Madagaskar bedoel ek, heel wat nader aan ons, Madagaskar, waar daar natuurlik 'n militêre staatsgreep was. Daar's eintlik soveel lande in Afrika wat tans ernstige uitdagings beleef, en my vermoede of die gevoel is dat hierdie probleme gaan aanhou verdiep totdat die burgers en die burgery van lande daarop gaan aandring dat die demokrasie in hulle lande herstel word. Nou keer ons weer terug na Amerika. Ons het nou al gepraat oor die sogenaamde afjaarverkiesings daar in die VSA, maar dis nie die enigste groot nuus die afgelope week uit Amerika gewees nie. 'n baie belangrike saak is Woensdag aangehoor voor die Federale Hooggeregshof in Washington DC, en dit is 'n saak teen die Trump-administrasie en hulle invoertariewe. President Donald Trump, wat natuurlik 'n noodmaatreël wat dateer uit 1977 gebruik het om die afgelope 9 maande invoertariewe op die meeste lande in die wêreld in te stel. Nou daar's 'n saak gemaak, dit het deur die laer howe gegaan. Uiteindelik het dit nou die Federale Hooggeregshof bereik, en Woensdag het die 9 regters in die hof die saak aangehoor. Nou hoe dit werk in die Federale Hooggeregshof in Amerika is, regters vra, né? So die regters ondervra dan die regspan, en hulle het president Trump se regspan ondervra, en die Federale Hooggeregshof het natuurlik tans
tans verdeel is tussen 6 konservatiewe regters en 3 liberale regters. En ons het die afgelope maande heelwat oorwinnings vir die Trump-administrasie in die federale Hooggeregshof gesien. Woensdag het dit 'n bietjie anders gelyk en ek dink die Trump-administrasie het rede om bekommerd te wees oor wat die uitspraak in hierdie saak gaan wees. Van die 9 regters was daar miskien 2 of 3 wat lyk of hulle redelik sterk die kant kies van die Trump-administrasie oor die tariewe, maar talle van die meer konservatiewe regters wat redelik skepties was oor en moeilike vrae gevra het, redelike skeptiese vrae gestel het oor die tariewe aan Trump. En dit behoort vir president Trump en Republikeine baie bekommerd te maak. Daar's rede vir hulle om bekommerd te wees oor 'n moontlike uitspraak wat bepaal dat Trump se invoertariewe ongrondwetlik is. Indien die hof dit beslis, sal dit verrykende gevolge hê. Dit sal beteken dat al hierdie tariewe geskraap word, maar ook dat die federale regering moontlik die tariewe moet terugbetaal. En dis 'n komplekse saak. Natuurlik miljarde dollars se inkomste wat verdien is uit die tariewe. Presies hoe dit terugbetaal word, weet niemand op hierdie stadium nog nie, maar dit lyk op hierdie tydstip of daar 'n kans is dat die federale Hooggeregshof uiteindelik kan beslis dat hierdie tariewe ongrondwetlik is. Presies wanneer daardie beslissing bekend gemaak gaan word, dis nog onbekend, waarskynlik eers later hierdie jaar, maar ja, die Trump-administrasie wat duidelik bekommerd is daaroor, president Donald Trump, wat self redelike ernstige kommer het oor wat uiteindelik dan nou die beslissing hier gaan wees. Nog een brokkie nuus uit Amerika is dat die voormalige Amerikaanse adjunkpresident Dick Cheney op 84-jarige ouderdom hierdie week oorlede is. Nou, Dick Cheney het natuurlik bekendheid verwerf as George W. Bush se adjunk van 2001 tot 2008 en ek het self in 2004 in Amerika vir die Bush-Cheney herverkiesingsveld toe gewerk toe Bush en Cheney tot 'n tweede termyn herverkies is. Nou Dick Cheney het baie spesifieke denkrigting in Amerikaanse politiek verteenwoordig. Hy het die denkrigting van interventionisme, van Amerika as die soort van polisieman van die wêreld, van Amerikaanse militêre interventionisme verteenwoordig. Dick Cheney was een van die groot drywers van Amerika se invalle in Afghanistan en Irak, maar ook Amerikaanse betrokkenheid in ander gebiede in die wêreld. En toe Donald Trump in 2016 sterk standpunt inneem teen die Irak-oorlog, was Dick Cheney woedend gewees vir Donald Trump. En Trump het natuurlik die Republikeinse party verras, want tot 2016 was die Republikeinse party se amptelike standpunt dat die Irak-oorlog 'n goeie ding was, dat die oorlog in Afghanistan goed was en dat dit nodig was. Dit het natuurlik dramaties verander en met die dood van Dick Cheney kan 'n mens eintlik sê dat die sogenaamde nuwe-konservatiewe of neocon beweging in die Republikeinse party waarskynlik ook in 'n groot mate gesterf het. Daar's baie min daarvan oor. Daar is miskien nog 1 of 2 Republikeinse senatore oor wat so dink, maar ja, die denkraamwerk van Dick Cheney wat in 'n groot mate die afgelope week saam met hom gesterf het. Nou Dick Cheney uiteindelik natuurlik totaal en al vervreemd geraak van die Republikeinse party. Hy het verlede jaar sy steun toegesê aan Kamala Harris in 'n video, Harris wat dit verwelkom het. Ek dink dit was 'n groot fout van haar gewees. En hy was redelik eintlik vyhandig teenoor Donald Trump gesind gewees, maar Dick Cheney wat ook 'n ongelooflik ongewilde politieke figuur die laaste 20 jaar of wat in Amerika was. Teen die tyd wat hy en Bush uitgetree het Dick Cheney die steun van minder as 20% van Amerikaanse burgers geniet. En die afgelope paar jaar is daar oor die algemeen redelik negatief geskryf oor sy politieke nalatenskap. Dit is egter nie Cheney se enigste
politieke nalatenskap gewees nie. Kyk, die een gevolg van hierdie neocon-beweging en hierdie interventionisme is dat Donald Trump kon inkom en natuurlik die Republikeinse party totaal kon hervorm. Want die Republikeinse party na Bush-Cheney was in 'n ongelooflike swak posisie. Ons onthou almal die Barack Obama jare, Obama se 2 groot en gemaklike oorwinnings en Trump wat ingekom het, die party totaal verander het in 'n soort van protektionistiese, na binne gefokuste, meer nasionalistiese werkers, laer middelklas party. Daarmee het hy in 2016 gewen en die Republikeinse party vir altyd verander. So Trump het eintlik in 'n sin die mislukkings van Bush-Cheney te danke vir sy eie opkoms en wat daarmee saam gebeur het. Daar's egter 'n baie belangrike ander kwessie van Dick Cheney. Deel van Cheney se nalatenskap was natuurlik sy reuse invloed in Washington DC. Hy het 'n baie sterk magsposisie beklee, behalwe dat baie mense dikwels gesê het dat Cheney eintlik die Amerikaanse president was en dat hy selfs meer mag uitgeoefen het as George W. Bush, en daaroor kan 'n mens natuurlik nou bespiegel. Het Cheney 'n baie sentrale rol gespeel in die sentralisering van mag in die Withuis, die soort van uitvoerende mag, die versterking van uitvoerende mag. Hy was strategies baie goed daarmee om meganismes te ontwikkel waar volgens die Withuis al hoe meer mag binne homself kon sentreer, dikwels dan ook mag kon wegneem van die Amerikaanse Kongres en dit in die Withuis sentreer. Dit het daarna voortgeduur en Donald Trump en die Trump Withuis wat natuurlik vandag daarop voortbou. As mens die afgelope 9 maande kyk, is dit sekerlik een van die mees selfgeldende Withuise administrasies wat geweldig baie mag opneem. Selfs dit strek sy vermoë om mag op te neem. Dis hoekom ons al hierdie hofsaake tans sien, soos onder andere oor die tariewe. Dit sekerlik dan ook een van die nalatenskappe van Dick Cheney. 'n Mens kan met goeie rede baie negatief wees oor Cheney se nalatenskap, maar ons moet erken dat Cheney een van die groot politici, een van die mees invloedryke politici in Amerika die afgelope 30 jaar was. Nou beweeg ons na Europa, spesifiek na Duitsland, en ek praat baie keer oor immigrasie en massa-immigrasie en die hele krisis in Europa met die asielprobleme, die geweldig baie vlugtelinge. Ons onthou almal weer schaffen das van Angela Merkel toe sy dit gesê het in 2015. Die gevolg was dat meer as 1 miljoen mense uit Sirië Duitsland binnengestroom het. Natuurlik nie net Siriërs nie, behalwe die meer as 1 miljoen Siriërs, ook mense uit Afghanistan, Irak, Eritrea, Ethiopië, Somalië, Sudan, Nigerië, ja, miljoene en miljoene mense wat die afgelope dekade na Duitsland gestroom het. Die gevolg daarvan, geweldige uitdagings met massa-immigrasie, misdaadbehuisingstekorte, die geweldige koste om asielsoekers en vlugtelinge te onderhou, om vir hulle behuising te gee, mediese sorg, toelaas aan hulle uit te betaal. En die huidige Duitse kanselier Friedrich Merz, wat reeds vroeër vanjaar gesê het, dat die stelsel onvolhoubaar raak. Dat Duitsland eenvoudig nie kan volhou om al hierdie vlugtelinge en asielsoekers te onderhou nie. Nou verlede week het Merz nou gesê dat die tyd aangebreek het vir Siriërs om na hulle land terug te keer. Hierdie week het hy 'n uitnodiging gerig aan die nuwe president van Sirië om Berlyn te besoek om daaroor te praat. Nou daar's meer as 1 miljoen Siriërs, waarskynlik ten minste. Want ons weet nie altyd hoeveel onwettige immigrante daar in Europa is nie, want Europese lande is nie selfbewus van hoeveel onwettige immigrante hulle het nie, maar daar's baie Siriërs in Duitsland. Van hulle het so wat 80.000, bietjie meer as 80.000 reeds burgerskap gekry. Omtrent 300.000 van hulle werk aktief in die Duitse ekonomie, so het werksgeleenthede opgeneem, maar die res, ek weet nie hoeveel nie, kom ons sê 700.000, dalk 800.000, is volledig afhanklik van die Duitse regering, ontvang maandelikse toelaas,
mediese sorg, behuising, onderwys, alles van die Duitse regering. En nou ja, Friedrich Merz wat hierdie week gesê het, hy nooi dan nou vir Ahmed al-Shara, die president van Sirië uit, om Berlyn te besoek, hulle moet terugkeer. Daar is natuurlik verskeie redes daarvoor. Die een is polities. Die regse alternatief vir Duitsland loop voor in elke peiling die laaste paar weke. Volgende jaar is daar verkiesings in talle Duitse deelstate, veral in Oost-Duitsland. Sommige van daardie deelstate staan die AfD op 40% in die peilings. Indien die AfD 40% wen, dan gaan hulle waarskynlik vir die eerste keer ooit daarin kan slaag om van hierdie deelstate te begin regeer. So Friedrich Merz sien polities wat in sy land gebeur, maar daar is ook ekonomiese gevolge. Duitsland is ekonomies in die moeilikheid. Daar's baie redes daarvoor. Die ene te doen met 'n lae bevolkingsaanwas, hoë energiekoste, die dwaasheid om kernkragstasies te gaan sluit, die oorlog in Oekraïne wat gevolge het vir Duitsland, maar dan natuurlik ook massa-immigrasie. Daar's ook 'n misdaadprobleem. Daar was die afgelope week verskeie berigte oor ernstige misdade wat deur immigrante gepleeg word, die feit dat immigrante tot in party deelstate tot 7 of 8 keer meer geneig is as Duitsers om by misdaad betrokke te wees, ernstige geweldsmisdade. Julle kan gerus dit gaan lees. Ek gaan dit nie alles nou hier bespreek nie. Daar is baie interessante inligting op alternatiewe media beskikbaar, maar ja, die misdaadprobleem skep angstigheid onder Duitse burgers. Duitse burgers wat baie bekommerd begin raak oor die invloed van immigrante in hulle gemeenskappe. Duitsers was verwelkomend 10 jaar gelede. Hulle het hard probeer. Hulle het met groot moeite in dorpe en stede en gemeenskappe ruimte geskep vir immigrante. Die vraag is hoe die immigrante daarop reageer. Oekraïners, miskien 'n bietjie beter as Siriërs, ek dink verseker so. Ons kan teruggaan na die laat 1990s. Ek onthou nog die Bosniese oorlog en hoe Duitsland Bosniërs verwelkom het in Duitsland en uiteindelik gevra dat almal moet terugkeer na Bosnië-Herzegovina. Ek dink die Duitsers is nou by die punt waar hulle sê Siriërs moet gaan. Hulle moet teruggaan na Sirië. Die burgeroorlog is verby. Hulle moet gaan help om hulle land herop te bou. Ons gaan meer hiervan sien in ander lande. Oostenryk, Frankryk, van die Skandinawiese lande, in die suide van Europa en Italië byvoorbeeld, sonder twyfel ook oor die volgende paar maande. Maar 'n belangrike politieke verskuiwing wat so stil die afgelope week of 2 in Duitsland plaasgevind het. En dan die laaste deel van hierdie week se episode van Wêreldwys. Dit is hierdie week presies 75 jaar sedert die Chinese Tibet ingeval en beset het. Tragedie natuurlik vir die mense van Tibet. 1950, die kommuniste val Tibet binne, beset dit, en natuurlik dit wat die afgelope 75 jaar gebeur het, die gedwonge assimilasie, die onderdrukking. Ons weet natuurlik dat die Dalai Lama gevlug het na Indië, daar 'n parallelle regering gaan vestig het, maar as jy vandag gaan kyk na die soort samelewing in Tibet, sien ons tot watter mate die taal, kultuur, tradisies, natuurlik eintlik in 'n groot mate omtrent heeltemal uitgewis word deur die Chinese. En dit behoort eintlik vir ons almal 75 jaar later 'n ernstige bron van kommer te wees. Want dit wat in Tibet gebeur, wat die Chinese daar doen, vind in soveel ander wêrelddele plaas. En dit is die verstommende skynheiligheid van die Suid-Afrikaanse regering. Ek het nog nooit Cyril Ramaphosa oor Tibet hoor praat. Ek het nog nooit die ANC mediaverklaringe sien uitreik oor die Chinese onderdrukking wat in Tibet plaasvind nie. Ek hoor nie eers Antonio Guterres, die sekretaris-generaal van die VN, hieroor praat nie. Natuurlik hoor ons altyd oor die Palestynë, ons hoor selfs oor Wes-Sahara en soveel ander voorbeelde. Maar vandag, terwyl ons hier met mekaar praat, is daar nie net tientalle nie, daar's honderde staatlose volkere in die wêreld wat onderdruk word, wat verplig word om te assimileer, wat stelselmatig soos die padda in die water wat al hoe warmer word op die stoof besig is om gedwing te word. Hy word gekook, verplig word om of te vlug of te assimileer. Gaan dit ook die verhaal van die Afrikaner wees? Ek dink ons as Afrikaners kan gerus
'n bietjie meer fokus, met 'n bietjie meer empatie op die mense van Tibet. 75 jaar nadat China hulle binnegeval het en nou al vir 75 jaar hulle op hierdie wrede manier onderdruk en hulle stroop van hulle identiteit, kultuur en hulle reg tot selfregering. Dit bring ons aan die einde van hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Baie dankie vir almal wat elke week saam kyk. Ek wil weer vra, wil julle nie asseblief hierdie potsending deel nie? Ons moet dit na meer mense versprei. Ons moet meer mense vertel van Wêreldwys. So gaan deel asseblief dit op jou eie sosiale media, of dit nou is op Facebook of X of waar ook al jy in kontak is met mense, deel dit op WhatsApp, op jou WhatsApp status, of stuur ek skakel na Wêreldwys, na jou vriende op WhatsApp, en ja, lewer asseblief kommentaar. Ek geniet geweldig die kommentaar, ek hoor graag wat julle dink, as jy saamstem, maar ook as jy verskil. Ek hou van mense se verskillende perspektiewe. Volgende week sal ons 'n bietjie van daardie perspektiewe met julle deel. Dit is dan die einde van hierdie week se program. Ons groet dan tot volgende week. Totsiens.